Nou, hartlik goeiemôre. Weer aan almal, die wat ek nou gegroet het en die wat ek nog nie gegroet het nie. Dis 'n wonderlike geleentheid om vanmôre op hierdie koue wintersoggend hier in Bloemfontein u te kan groet hier saam met ons in die huis van die Here, ook vir ons Makarius gemeente daar in Tweespruit. Laas naweek was ek daar in Tweespruit en kyk, hulle staan nou regtig beslis nie terug wat die koue aanbetref nie. So ons was lekker koud en nogal nat geweest daar in Tweespruit laasweek. Maar baie dankie vir u teenwoordigheid. Dit groet al ons mense wat op Facebook inskakel, as mense op YouTube ook. Baie welkom aan u ook en dat u vir ons ook dan op daai manier ondersteun. Mag die Here u ook ryklik daarvoor seën. Kom ons sit net so voor ons met die skriflesing en die prediking voorgaan. Kom ons bid net saam en vra dat die Here sy woord vanmôre aan ons harte sal kom seën. Ons wonderlike God en Hemelvader, dit is 'n voorreg om vanmôre u te mag aanbid deur ons verlosser, maar ook ons middelaar en hoëpriester, Jesus Christus, u seun, ons Here. Ons is dankbaar vir nog 'n dag wat u vir ons geskenk het. Dankie dat ons die wonderlike byeenkomste vanmôre die tyd kon uitkoop om vanmôre in die huis van die Here te kan wees en dat ons hierdie vreugde met mekaar kan deel en ook op hierdie besondere manier in u kosbare teenwoordigheid mag verkeer vanmôre. Mag u asseblief waarlik ons ryklik kom seën deur u teenwoordigheid, deur die werking van u Heilige Gees, en wil u met elkeen van ons wees vanmôre, groot en klein, jonk en oud. Wil u vir ons waarlik kom seën vanmôre en wil u waarlik u woord vanmôre aan ons harte kom oopbreek. Here, dankie dat ek vir ons as Makarius gemeente aan u kan kom afgee. Here, u ken vir ons elkeen by die naam. Ons lê ons mense aan u voete, dat u op alle gebiede, gees, siel en liggaam asseblief vir ons sal sorg en sal voorsien. Maar Here, ons het ook dierbares wat aan die dood afgestaan het, dikwels sokkies wat sy suster verloor het. Ons bid in besonder vir hulle as gesin, dat u ook in hierdie tyd vir hulle sal bystaan, ook met hulle hartseer, en dat u daar sal troos. Dankie Here, kom nou, en kom deur die Heilige Gees, en kom raak spreker, sowel as hoorder aan, en kom verheerlik u self vanmôre in ons midde. In Jesus Christus se naam vra ons dit. Amen. Nou ja, dit is 'n wonderlike geleentheid om vanmôre saam te wees, en dan het ons nog die voorreg vandag om dan ook Vadersdag te herdenk. Aan al die vaders baie geluk aan hierdie voorreg wat die Here ook vir ons gegee het, om vaders te mag wees aan die kinders wat die Here vir ons gegee het. En as ek so kyk na die grys hare hier onder ons, dan is daar baie van ons wat nou al oupas is. En dit is nogal 'n groter voorreg. Maar soos ons Johnny vanmôre gesê het, die groot probleem vir 'n oupa is dat jy langs 'n ouma moet slaap. Kinders, en dan veral hier Psalm van Dawid, ek het meer perspektief net die opnuut kan kry op die tyd en die dag wat ons lewe, en regtig kan besef waaroor dit gaan. Laat hierdie dinge nie by God verbygaan nie. Hy sien en hy hoor en daar kom 'n dag van oordeel. Hy sê, wees nie toornig nie, dit is nou wat ons gesindheid moet wees. As kinders van God, moet ons gesindheid, net om in die wêreld om ons verkeerd is, en boos is, moet ons nie dieselfde gesindheid in ons harte kweek nie, ons moet rein en heilig bly. Wees nie toornig op die kwaaddoeners nie, beny hulle nie wat onreg doen nie, want soos die gras sal hulle gou verwelk, en soos groen grasspruite sal hulle verdroog. Vertrou op die Here en doen wat goed is. Bewoon die aarde en beoefen getrouheid. Dis wat die Here van jou en my verwag. En verlustig jou in wat? Verlustig jou in die Here. Dan sal hy jou gee die begeertes van jou hart. Laat jou weg aan die Here oor en vertrou op hom, en hy sal dit uitvoer, en hy sal jou geregtigheid laat voortkom, soos die lig, en jou reg soos die middag. Swyg voor die Here, en verwag hom, wees nie, vir die tweede keer, toornig op hom wat voorspoedig in sy weg is nie, op die man wat listige planne uitvoer nie. Laat staan die toorn, en verlaat die grimmigheid, wees nie toornig nie, dit is net om kwaad te stig, want die kwaaddoeners sal uitgeroei word.
Maar die wat die Here verwag, hulle sal die aarde besit. Hoor jy wat sê die woord? En nou, 'n klein rukkie, en die goddelose sal daar nie wees nie. Ja, jy sal ag gee op sy plek, maar hy sal daar nie wees nie. Die ontmoediges daarenteen sal die aarde besit, en hulle verlustig oor groot vrede. Die goddelose bedink listige planne teen die regverdige en kners met sy tande teen hom. Die Here lag oor hom, want hy sien dat sy dag kom. Die goddelose het die swaard getrek en hulle bo gesman om die ellendigte en die behoeftigde laat val, om die te slag wat opreg is van weg. Hulle swaard sal in hulle hart gaan en hulle boë sal verbreek word. 'n Klein bietjie is vir die regverdige beter as die rykdom van baie goddelose, want die arms van die goddelose sal verbreek word, maar die Here ondersteun die regverdiges. Die Here ken die dae van die opregtes, en hulle erfdeel sal tot in ewigheid bly. Hulle sal nie beskaamd staan in slegte tyd nie, en in die dae van hongersnood sal hulle versadig word. Maar die goddelose sal omkom, en die vyande van die Here soos die pragt van die weivelde, hulle verdwyn soos rook, hulle verdwyn. Die goddelose leen en gee nie terug nie, maar die regverdige ontferm hom en gee. Want die wat deur hom geseën word, sal die aarde besit, maar die wat deur hom vervloek word, sal uitgeroei word. Die Here word die gange van 'n man bevestig, en hy het 'n welbehae in sy weg. As hy val, dan stort hy nie neer nie, want die Here ondersteun sy hand. Ek was jonk, ook het ek oud geword, maar nooit het ek die regverdige verlate gesien nie, of dat sy nageslag brood soek nie. Die hele dag ontferm hy hom en leen uit, en sy nageslag is 'n seën. Wyk af van wat kwaad is, en doen wat goed is, en jy sal vir ewig woon, want die Here het die reg lief, en sal sy gunsgenote nie verlaat nie. Vir ewig word hulle bewaar, maar die nageslag van die goddelose word uitgeroei. Die regverdiges sal die aarde besit en vir ewig daarop woon. Die mond van die regverdige verkondig wysheid, en sy tong spreek wat reg is. Die wet van sy God is in sy hart, sy gange sal nie wankel nie, maar die goddelose loer op die regverdige en soek om hom dood te maak. Die Here gee hom nie oor in sy hand nie, en hy veroordeel hom nie as hy gerig word nie. Wag op die Here en hou sy weg, en hy sal jou verhoog, op die aarde te besit. Jy sal met welgevalle neersien op die uitroeiing van die goddelose mense. Ek het die goddelose gesien, 'n geweldenaar, terwyl hy hom uitbrei soos 'n groen inlandse boom. Toe gaan iemand verby en kyk. Hy was daar nie. En ek het hom gesoek, maar hy was nie te vind nie. Let op die vrome en kyk na die opregte, want daar is 'n toekoms vir die man van vrede. Maar die oortreders word tesame verdelg. Die toekoms van die goddelose word afgesny. Maar die hulp van die regverdige is die Here. Hulle toevlug in tyd van benoudheid. En die Here help hulle en red hulle. Hy red hulle van die goddelose mense en verlos hulle, want hulle skuil by hom. Tot sover die woord van die Here. Ongelooflike gedeelte, wat 'n mens in die hart gryp, as jy sien hoe God se reg tot voorskyn gaan kom om oor die goddelose te heers.
en sy toorn uit te stort. Maar ook dit gryp jou hart in om te weet. Al gaan ons deur al hierdie stryd en ontberings in hierdie wêreld van ongeregtigheid. Ons weet dit. Ons lewe nou in daardie tyd. Dis bose tye. Maar hy beloof hier dat hy ons sal onderhou en dat ons die aarde sal besit en dat ons sal ewig woon in sy heerlikheid. Wat 'n belofte. Wat om aan vas te hou as kinders van ons God deur ons Here Jesus Christus. Ek lees vir u Psalm 37 verse 30. Die mond van die regverdige. Jy sien, ons staan die gevaar, voor ek nou ons teks van oordenking lees. So maklik hoor ek, baie kere kinders van die Here, wat hulle monde uitspoel, met negatiewe gedagte, met bose woorde. Want hulle sien hierdie ongeregtigheid. Hy sien baie keer hoe hierdie leenaars en bedrieërs en moorderaars, baie keer lyk dit of hulle meer vooruitgang en ons moet sukkel en dan sê ons dinge wat ons nie toekom nie. Nou sê die Here vir ons, wat moet ons praat? Wat moet die woorde wees wat ons te midde hiervan moet jy en ek spreek? Hy sê die mond van die regverdige. Hoor mooi wat sê hy vir jou my kind. Verkondig wysheid. Nie murmureer nie. Nie kwaad spreek nie. Verkondig wysheid. En waar kom die wysheid vandaan? Dit kom in die woord van God. En hoor mooi, sy tong spreek wat reg is. So waarmee moet jy jou besig hou? Jy moet dinge spreek van wysheid, dinge wat reg is. Hoor wat sê in vers 31? Die wet van sy God is in sy hart, sy gange sal nie wankel nie. En wil ek oor die tema praat, preek die woord van God. Het die boodskap 15 jaar terug gepreek vir predikante en ouderlinge. Om te sê, wat moet 'n predikant, wat moet 'n ouderling, wat moet 'n geroepe homself mee besig hou? Maar vandag is dit nie net meer predikante en dominees en pastore wat die woord van God moet spreek sonder om af te wyk van die waarheid nie, maar dit is elke kind van God wat hiermee moet besig wees. En daarom is die tema nie net vanmôre preek die woord nie, ons kan sê spreek die Bybel, spreek die woord van God in jou lewe. Spreek die woord van God in jou familie. Spreek die woord van God daar waar jy werk en daar waar jou voet vind om te wandel. Maar spreek die woord van God wat jy in jou hart kom vasbind. En nou sê ek altyd, jy kan nie spreek van iets wat in jou hart is nie, né? En daarom is dit so belangrik, liewe vriende. Laat ons die woord van God moet eet en drink en daarmee besig wees sodat hierdie woord ek dit kan predik, dat ek dit kan spreek oor myself en my geliefdes in die wêreld wat ek lewe. Wat hulle moet hoor. Hulle moet hoor, en in baie gevalle sê ek, hulle moet die waarheid en die wysheid van God hoor en hulle gaan bewe. Maar waarom moet ons dit spreek? Waarom moet ons die woord van God uitlewe? Dit help nie net ons lees dit nie. Dit help nie net ons vul ons daarmee, daar in my binnekamer nie. God het 'n verwagting van jou en my. As manne en vroue van God, om die woord van God te gaan spreek in hierdie wêreld, waar jy ook al is. In jou huis, by jou werk, onder jou vriendekring, by jou werksplek. Want jy sien, vriende, die gesproke woord is die enigste manier wat oortuig van sonde. Om die woord van God is lewendig, dis kragtig. Die woord van God is die enigste ding wat mense kan oortuig van hulle sonde en hulle ongeregtigheid. Ek en jy kan maar baie dinge praat en ons kan probeer mense oortuig en oorhaal. Maar ek wil jou sê, dit is maar 'n gejaag na wind. Maar as die woord van God kom, die woord oortuig van die sonde wat tussen God en mens staan. Hebreërs 4 vers 12. Want die woord van God, hoor mooi, is lewend en kragtiger en skerper as enige tweesnydende swaard. En hoor mooi, dit dring deur tot die skeiding van die siel en die gees en van gewrigte en murg. En dit dring deur tot die skeiding
Hoor mooi, van die gees, die gewrigte inbring en dit beoordeel van die oorlegging van die gedagtes van die hart. En daar is geen skepsel, vers 31, onsigbaar voor hom, dis God. Maar alles is oop en alles is bloot voor die oë van hom met wie ons te doen het. Daarom moet ons die woord van God uit en ons moet dit spreek in ons eie lewe in. Want is die woord en die gesproke woord van God wat oortuig van sonde en ongeregtigheid dat ons daarmee sal breek voor God. Jy kan menslike woorde spreek. Jy kan pragtige mooi verhale en stories vertel. Jy kan 'n man wees wat in aansien is met mooi woorde. En jy kan baie stories vertel. Maar vriende, dit is net die gesproke woord van God wat die mens kom oortuig van sy sondige bestaan. Daai ding wat ons baie keer as mense wil so wegskraam daarvan, want ons sê ons is in goeie huise en kerkhuise gebore en ons is eintlik ook maar godsdienstig gelowiges. Ons het in kerke groot geword. Ons wil nie erken dat ons ontvang gebore is in sonde en dat ons eintlik sondaars is en dat ons van God geskei word deur sonde as gevolg van die sondeval nie. En geen mens sal 'n ander mens oortuig. Maar die gesproke woord van God sny hier diep binne in. En dis hy, die woord van God, wat die mens oortuig van sonde. Dis die woord van God tweedens alleen wat daardie mens uit daai sonde kan uithaal en sy kosbare siel kan red. Dis deur die woord kom die mens tot die oortuiging van hierdie sonde. Kom die mens tot oortuiging dat die reddende genade van God alleen gesetel is, gevestig is in die Seun van God, Jesus Christus. Psalm 19 vers 8. Die wet van die Here is volmaak, hierdie kosbare boek. Daar's nie fout nie. Daarom sê ons moet daarby byvoeg, ons moet daarby weglaat. Die wet van die Here is volmaak, sê vers 8. Dit verkoop die siel. Die getuienis van die Here is gewis, dit gee wysheid aan die eenvoudige. Die bevele van die Here is reg, hulle verbly die hart. Die gebod van die Here is suiwer. Dit verlig die oë van die mens, vriende, om sy verdorwe toestand te kan sien. Want jy sien in die oë van die mens, is ons baie keer so oulik. En ons wil so selfregverdigend wees, maar is die gesproke woord van God, wat die skille van die oë van die mens laat val, wat die klappe van die oë van die mense, soos hierdie reisiesperde, hulle moet die klappe op hulle oë, dat hulle net voor hulle kan sien, hulle haal die klappe af, sodat jy kan sien, wat is jou verlore toestand voor God. Dit is wat die woord van God doen. Dit is reg, dit oortuig van jou toestand, en dit kom, en dit bring redding vir die mens, wat Jesus Christus aanroep. Want die woord bring ons by Jesus, vriende. Die woord bring ons by die enigste verlosser, wat die woord van God verklaar. Die woord bring ons by wat wedergeboorte is, alleen deur Jesus Christus sy Seun. 1 Petrus 1 vers 23 sê, want julle is weergebore, nie uit verganklike saad nie, maar uit die onverganklike, deur die lewende woord van God, tot die ewigheid bly. Weergebore, deur die saad van Christus Jesus, ons verlosser. Dit is sy woord wat my kom wys het my toestand van sonde. Dit is sy woord wat in my hart kom, my oopbreek het, dat ek verlore is en dat ek gered moet word, dat ek gewederbaar moet word deur Jesus Christus. En Jesus Christus alleen. Dit is die gespreke woord se krag en autoriteit. En wie is hierdie woord, vriende? Johannes 1 vers 1. En in die begin was die woord in hoofletters. En die woord in hoofletters was by God. En die woord was God. Hoor jy dit? Ek wil dit weer lees. En in die begin was die woord. En die woord was by God. En die woord was God. En nou kom sluit 14 van 1 Johannes 1 aan. Hy sê, en die woord
het vlees geword en onder ons gewoon, en ons is sy heerlikheid aanskou, die heerlikheid soos die enige geborene, wat van die Vader kom, vol van genade en waarheid. Van wie praat hy? Die woord is Jesus Christus, die Seun van God, en hierdie gespreke woord, om Christus te verkondig, om Christus te spreek in hierdie wêreld, oortuig mense van hulle sondige toestand. Verskoon tog, hier nou 'n parrantjie in die keel. Dis alleen die woord wat die harde hart van die mens kan verbrokkel om voor God te buig. Dis alleen die woord van God wat die mens in sy verlore toestand na Christus Jesus sal laat roep. Om deur die woord van God, Jesus Christus, gered te word. Sy woord, ekskuus tog, sy woord reinig ons gewete, sê die woord van God vir ons baie duidelik. In Johannes 15 vers 3, julle is alreeds rein deur die woord wat ek tot julle gespreek het. Daarom is die woord van God, vriende, vandag 'n ongeleese boek, want mense beskou die Bybel as 'n gevaarlike boek om te lees. Want as ek dit lees, dan moet ek daarvoor buig. As ek die woord van God lees, dan moet ek my wil aan die God van God se wil onderhewig plaas en ek moet begin verander en my lewe inrig volgens die standaard van die woord. En daarom wil ons, en daarom is die Bybel die mees ongeleesde boek in die kerk vandag. Want die woord van God, hy kom klaar ons gewete aan, het sy jy ongered is om gered te word, maar as jy 'n weergebore kind van God is, baie kere kom ons as kinders van God op 'n plek waar ek net wil lewe, en ek wil elke dag maar net voetjie voor voetjie sit. Moenie te veel aan my karring nie, moenie te veel aan my skit of my ruk en pluk nie. Ek hou matigheid voor oë, ek gaan net so aan, ek pla niemand nie, ek is nie 'n aanklag vir niemand nie, los my net, ek wil net so rustig lewe. Maar as ek die woord van God lees, en die woord van God gespreek word in my ore, as die woord verkondig word en gespreek word van die kansels af, soos dit veronderstel is om te wees. Jy sien, hy sê in die laaste dae sal hulle op die kansels vir hulle mense, predikante bymekaar maak, wat sal spreek, dit wat hulle graag wil hoor, hierdie mooi stories, kerklike entertainment. Die woord God sê, spreek die woord, want die woord van God bring by jou, hy daag jou uit, hy kom in jou gedagtegang en hy wys vir jou die dinge wat jy daar hoort nie, hy wys vir die dinge wat jy moet verbreek, hy kom klaar jou met die gewete aan as kind van God en sê, my kind, hierdie dinge hoort in jou lewe nie, en baie kere vriende, is hierdie dinge wat God ons van oortuig, nie noodwendig sonde nie. Dis baie keer dinge wat nie sonde is nie, maar God soek dit nie in jou lewe nie. Dis wat die woord, die gesproke en geleese woord, wil ons gedagtes kom reinig, sodat ons die dinge van God kan begin bedink. Anders raak ons gedagtig besig met die wêreldse goed. En ek raak al hoe meer besig om te dink oor my werk, en my kar, en my dit, en my dat, en my pyne, en dan raak ek moedeloos, en dan raak my vrede weg, en dan begin ek murmureer, en dan raak ek nie soos die Here wil hê ek moet wees. Spreek die woord in jou lewe. Lees dit, neem dit in, en laat toe, dat dit jou verstand gevange neem. Want vriende, ou mense het gesê, wat die hart van vol is, loop die mond van oor. Dat ons harte gevul sal word met die gesproke woord van God. Dis dit die woord van God wat ons heilig,
En vriende, heiligheid beteken nie dat jy so 'n paar duim bo kan die vloer moet sweef nie. Dit beteken nie daar raak my smaak, raak my lewe aan nie. Dis skynheiligheid. Hoor wat sê die woord van gaan Johannes 17 van 7. Heilig hulle in die waarheid, u woord is die waarheid. Die woord van God heilig die kinders van God om hulle lewens in te rig volgens die standaard van God. Nie die standaard van die wêreld nie. Nie die standaard van dominees wat vir jou sê jy moet so en so lewe nie. Nie van kerke wat kom met allerlei reeltjies en regulasies en nie. Om terug te keer na die onvervalste woord van God. Om dit te lees, om dit uit te spreek in ons kerke, in ons gemeentes, in ons huise. Ons moet terugkeer na die woord, dat dit my kan afsonder van God, want dis ware heiligheid. Ware heiligheid is, ek is bereid om my eenkant te plaas vir Jesus. En vriende, as ek die Bybel lees, en ek kyk na ware heilige manne en vroue in die Bybel, die grootste effek van die heiligheid van God wat deur sy woord in 'n mens werk, is diensbaarheid. Is manne en vroue wat bereid is om hulle hande vuil te maak vir die saak van die Here. Ek sê weer, hierdie ouens wat net die mooi woordjies praat, wat 'n lewe wat ek is beter as die ander ou in die kerk. En hulle sweef net so 'n paar tyd boek in die grond, dis die heiligheid nie, dis skynheiligheid. Ware heiligheid is wanneer manne en vroue in die hart en die verstand geruk word om hulle hande vuil te maak vir sy saak, om God eerste te plaas, om hulle lewens vir God eenkant te sit en sê, Here, my lewe behoort aan U. Doen met my soos U wil. Ons sing ons daai liedjie, doen slegs U wil, Heer. U wil met my. Daar's so baie liedere wat ons sing in die ou taal, in die hallelujas, en psalms, gesange, koortjies. Ek dink dis seker om die nuwe moderne kerke al daai liedjies weggevat word, al die happy clappy songs is, want die woorde iets beteken. Dat dit die mense uitgedaag tot standaard. Doen slegs U wil, Heer. U wil met my. U is die potterbakker, met my die klei. Ons wil nie daai tipe liedjies sing nie. Want dit beteken ek gee my oor aan God om my lewe te vorm en te maak soos wat hy wil. Dis heilig. Spreek die woord, want dit maak heilig. Dit sonder ons af vir God. Die gesproke woord is enigste ding wat herstel kan bring. Dis die enigste ding wat die verkeerde kan uitwys en wat kan regmaak. Jy sien, dis een ding om te sê dit is verkeerd, maar wat is die oplossing? Baie maklik om te sê, maar hierdie ding is reg, maar kom met 'n oplossing. Ek het vrydag so kyk, sit ek na hierdie storie op, wat se Toks en Chops en kyk, en nou Bakkies Botha het 'n ding wat hy baie lief is om te sê. Moenie kom met 'n probleem nie, kom met 'n oplossing. Hy's baie lief om dit te sê. En dis wat die woord is. Ja, dit wys die dinge uit, maar dit kom met 'n oplossing. Die woord van God kom met 'n oplossing om die verkeerde reg te maak. Hoe nader ek aan die woord is, hoe meer sal die verkeerde dinge in ons lewens uitgewys word. Hoe nader aan die woord van God sal hy my wys, wat is die manier hoe ek dit kan herstel? Want God is die een wat vingers wys sê, maar dit en dit en dit. Hy kom en hy kom gee die oplossing. Hy kom gee die herstel. In hierdie wêreld wat ons lewe, is baie lief om vingers te wys en vir ons te vertel hoe sleg jy is. Dis mos die mense in die wêreld by die werk en by almal baie lief om te sê, maar jy is sleg en jy is verkeerd en dit is nee. Maar God kom en hy sê, kom ek wys jou hoe om dit reg te maak. Dis die verskil tussen God en die mens. Jy kyk kerk ook al baie, dit is baie maklik om vir jou te wys wat's verkeerd. Maar dan kom jy uit om vir jou die woord te wys wat God sê hoe om dit reg te maak. In 2 Timoteus 3:14, maar bly jy in wat jy geleer het en waarvan jy verseker is, omdat jy weet van wie jy dit geleer het. En dat van kleins af die heilige skrifte ken, wat jou wys kan maak tot die saligheid deur die geloof in Jesus Christus. En die hele skrif
Hoor mooi. En die hele skrif is deur God ingegee. En waarvoor is hierdie skrif nuttig? Dis nuttig eerstens om ons te leer. Om ons die regte manier te leer. Waarvoor? Die tweede ene, tot weerlegging. Om ons te wys wat is die reg en verkeerd. Sodat ons as ons iets verkeerd sê, dit kan uitwys, hoor, dit is verkeerd. Kyk wat sê die Bybel, hierdie ding is nie reg nie, om dit te weerlê. Tot teregwysing, dit is so minder lekker. As die woord van God vir jou kom wys, maar hoor hierso, jy is nie reg en jy so 'n bietjie oor die vingers kom tik. Tot onderwysing. Want die woord wil jou onderwys, sodat jy nie net dit in jou eie lewe toepas nie, maar dat jy dit kan gaan toepas en kan leer verander. Wat sê? In wat? In die geregtigheid. Hoekom? Sodat die mens van God volkome kan wees, en vir elke goeie werk volkome toegerus. Die woord van God, die gesproke woord van God, kom herstel wat verkeerd is. Maar vriende, ek sien hoe die Christendom ook in flarde lê. Hulle het nie meer antwoorde vir die mense nie. Hulle het nie meer oplossings. Die kerk en die dominees het nie meer oplossings, en die kerk het nie meer uitweg vir die mense se stikkendheid en gebrokenheid. Hoekom is dit? Want hulle probeer self 'n oplossing vind. Hulle kom met menslike wysheid. Hulle kom met menslike woorde en gedagtes, en hulle maak planne, en allerlei kursusse word in die kerke aangebied. Nou het geen probleem met ordentlike kursusse nie, maar as meer kursusse, leer dit en vind dit uit, en jy het 'n gawe hier en 'n ding daar, maar daar word nie meer vir die mense die woord van God geleer, sodat die woord van God 'n krag in jou lewe kan word. Dan het jy nie later meer mense nodig, dan het jy net God nodig. En as jy God in jou lewe het, en jy het God se woord in jou lewe, dan word hierdie gedeelte van 2 Timoteus 3 vanaf vers 14 tot 17 'n realiteit. Dan kom hierdie woord en is nuttig vir jou. Maak nie saak van wat die probleem is nie. Jy leer en jy leer ander. Jy weerlê die verkeerde dinge in jou eie lewe en ander mense se lewe. Jy onderwys, jy gee onderwysing in hierdie dinge vir jou kinders, vir jou vriende. Maar jy kan dit nie doen as hierdie woord nie in jou eie hart is nie, né? Jy kan nie die woord van God spreek as dit nie in jou eie hart is nie. Jy kan nie daar volgens lewe as dit nie self jou prioriteit is nie. Ou Engelsman het gesê, you must practice what you preach. Die gesproke woord van God herstel. Dit maak heel. Maar jy weet, dit is soos 'n dokter, as jy 'n stikkende plek het, dan het jy baie keer iemand nodig wat kundig is, wat weet hoe om die stikkende plek heel te maak. Dit is nou God se woord, en om dit in ons lewens in te spreek oor mekaar, bring genesing, gees, siel en liggaam. Die woord van God, om dit uit te spreek, bevestig die waarheid. Vriende, die woord van God kom verklaar die waarheid, kom bevestig die waarheid, kom maak dit eg. Dat die woord van God opgehou word. Jy kan nie met die woord van God stry nie. Want hoekom? Die hele skrif is deur God ingegee. Hier is 'n menslike boekie. Dis 'n God gegewe boek. En ons daarvoor lewe. Dan kom dit, en die waarheid van God kom word in ons harte bevestig. En vriende, as die waarheid in jou lewe is, dan kom daar 'n vrede oor jou. Hoor wat sê Johannes 8 vers 31. En Jesus sê vir die Jode wat in hom geglo het, as julle in my woord bly, is julle waarlik my disippels. So baie mense sê, ons is kinders van God, en ons is dit en ons is dat. Maar hulle lewe volgens 'n ander standaard. Ek wil sê, die ware disippels van God lewe volgens die woord van God. Nie volgens die reëls en regulasies van 'n kerk nie. Nie volgens die reëls en regulasies van een of ander dominee nie. Of hulle hang nou hierdie priester of hierdie profeet aan nie. Nee. Ware volgende, ware Christene is mense wat hulle inrig volgens die woord van God. En volgens die woord van God alleen. Nou sê vers 32 van Johannes 8, en hulle sal die waarheid ken. En die waarheid sal hulle vry maak. Ware vryheid.
om vry te kan wees. Is dit nie een van die dinge wat mense vandag soekie? Almal wil tog net vry wees. Ek wil sê, daar is geen vryheid en hulle soek hulle vryheid in baie dinge. En raai wat, hulle kry het nie. Want hoe meer dinge hulle doen, hoe minder kry hulle vryheid. In vrede in die hart. Nou wat sê hierdie gedeelte? Ware vryheid is waar te vind? Hier in die woord van God. En daarom moet ons dit leer, ons moet dit studeer, en ons moet dit spreek. Want as jy dit spreek, dan word dit 'n realiteit in jou lewe. Jou kinders hoor dit, jou vrou hoor dit, jou mense hoor dit, jou vriende hoor dit. Vriende, as hulle die waarheid hoor en sien in jou lewe, dan maak jy waarlik 'n verskil vir God. Want mense soek die waarheid, vriende. Daar is so baie leuns, daar is so baie bedrog. Dit het tyd geword dat ook in die kinders van God, in die Christendom, ons terugkeer na die woord. En ek praat nie van hierdie, vergewe my, asseblief vergewe my. Ek praat van die woord van God. Die 33-53 vertaling is 'n woord vir woord vertaling. Die ou King James weergawe is 'n woord vir woord vertaling. Vriende, ek soek die woord om dit te lees. Moenie die liefstories glo wat sê, ons skryf nou nuwe Bybels en nuwe kommentare en nuwe vertalings, sodat jy dit makliker kan verstaan nie. Hulle verander die Bybel, hulle vat weg, hulle voeg by. En hulle verander die betekenis, om met die humanistiese mens te pas. Want hulle soek Bybels, wat by hulle pas. Want hulle is nie bereid om te buig voor die standaard van God se woord nie. Hoor wat ek vir u sê, moet nie laat u uself bedrieg nie. Gaan koop vir jou 'n woord vir woord. Bybel. En begin dit lees. En vertrou die Gees van God om dit aan jou te openbaar. Vertrou die Gees van God om jou dit te leer. Dat jy dit kan verstaan, dit kan toepas en kan begin leef. En dan gaan jy begin die valse en die waarheid kan onderskei. Dan gaan jy begin leer en dit gaan 'n verskil in jou lewe maak. Dit gaan jou vry maak. Vir al hierdie ou moedse moenietjies wat mense op jou lewe wil toepas. En jy gaan begin lewe volgens die standaard van God. Dit maak vry. Dit is die waarheid. Ek sê in die laaste plek, Psalm 119 vers 49 en 50, gedenk die woord aan die knegg, omdat u my laat hoop het. Dit is my troos in my ellende, dat u beloftes my lewend maak. Vriende, dis wat die woord doen, vir jou en my as kinders van God. Die beloftes van die woord, die geskrewe woord van God, kom plaas weer hoop in my binneste. Vriende, bring my 'n mens wat geen hoop het nie, verwys jou 'n ellendige mens, 'n depressiewe mens, 'n mens wat verlore is, wat opgee op die lewe, wat nie meer sien om aan te gaan. Maar as 'n mens weer hoop het, iets om aan vas te klou, dis 'n man en vrou wat het iets om voor te lewe, en dit is die woord van God. Ons spreek dit in ons lewe, ons gedenk hierdie woord, dit laat my hoop, en my hoop is op God, en dit troos my in my ellendige omstandighede partykeer, en dat maak my lewend. Dit laat my nie maar net lewe, om elke dag maar net asem te haal nie, maar dit gee my 'n lewe van oorwinning, om voluit te lewe, om hierdie wêreld van die manne en die vroue te wys daar in die wêreld, ek gaan lê nie. Maak nie saak wat in my lewe gebeur, julle kyk na ons en hulle sê, jos, ek dit oorgekom het, ek kan gelê. Nee, ons gaan lê nie. Want dit bring hoop, dit bring vrede, dit bemoedig my, dit versterk my. Die woord van God rig ons op. Dis die krag van God, vriende. En ons moet weer terugkeer na die woord van God. Ons moet weer terugkeer om hierdie woord van God te lees en te bestudeer. Ons moet weer terugkeer om hierdie woord oor my eie lewe te spreek. Om hierdie woord in mense se lewens in te spreek.
in my gesin, in my vrou, my kinders, in my kerk en oralste waar ek is. Want hierdie woord bring lewe. Hierdie woord maak waarlik 'n verskil. Hierdie woord verander dinge, verander mense, jou en my ingesluit. Maar hierdie woord bring 'n verantwoordelikheid, want dit beteken, ek kan nie net praat daaroor nie, ek moet self buig daarvoor. Ek moet dit self in my eie lewe bereid wees om dit toe te pas. Want jy kan dit nie vir ander mense gaan wys, maar jy pas dit nie in jou eie lewe toe nie, want dan is jy vals. En 'n valse man en vrou word baie vinnig geken. Maar as jy leef, dit wat in jou eie hart lewend is, dit maak 'n verskil. En nou sê hierdie woord, lewe spreek die woord van God. Want dit is die krag van God. Ja, vir baie mense is maar net 'n gewone boek. Maar vir die kinders van God is dit die krag van God. Eerstens tot ons redding en ons wedergeboorte, maar tot ons heiligmaking. Tot 'n lewe van oorwinning in Christus. Want is ons, sê die woord, ons het dit gelees, dis ons vriende, wat die wêreld gaan erf. Dis ons, wat vir ewig gaan bly, in die teenwoordigheid van die Here. As daai dag aankom, as hy alle ongeregtigheid en goddeloosheid gaan uitwis. Laat ons nie behaag skep daarin nie. Juist te meer, as ons die dag sien naderkom. Laat ons hierdie woord meer leef en spreek, sodat hulle wat nou buite is, die waarheid sal sien en leer ken in en deur ons woorde en ons lewens, dat hulle ook sal kom na Jesus. En sy vrede sal leer ken. Spreek die woord, predik die woord deur jou lewe. Dis die krag van God. Kom ons bid saam. Here, ek wil vir U dankie sê vir hierdie kosbare, goddelike, heilige gees geïnspireerde woord van God. Vind in die huise is daar so baie boeke op mense se tafels en boekrakke. Maar die boek van alle boeke is nie meer daar nie. Iemand sê nou die dag op Facebook, in party tronke kan jy nog word die Bybel uitgedeel, maar in die skole mag jy dit nie lees nie. Dis omdat hierdie woord min geword het, dat daar soveel ellende in hierdie wêreld is. Hier ons lewende land Suid-Afrika wat mense sê, kyk die land is, daar so baie bedrog, daar so baie steel, daar so baie dit. Vind die antwoord daarvan is omdat God nie daar is nie. Want daar waar God nie is nie, is goddeloosheid. Daar waar God nie is bandeloosheid. Daar waar God nie is diefstal, bedrog. Daar waar God nie is daar roof. Daar waar God nie is daar nie dissipline nie. Daar waar God nie is daar nie respek vir mekaar nie. Daar waar God nie is daar diefstal en roof. O Here, dit is tyd geword dat ons weer die woord van God se regmatige plek in ons kerke, in ons huise, in ons lewens sal gee. En dat ons dit sal lees, op die tafels van ons harte sal skryf, maar dat ons die woord van God sal spreek in hierdie wêreld, tot eer en verheerliking van God se naam. Amen. Baie dankie dat u vanmôre hier gewees het. Die Here seën u. Wonderlike dag verder.